Here hier ervaar, terwyl hulle uitbeweeg, online mense baie welkom, weens van my kant af, en vir elke vader daar so, wees agter die woord, wees hier so, share hierdie woord met iemand, gaan bietjie met die vaders deel vandag, ek is bly om te sien, hier is heel wat vaders vandag in die huis, ja wat 'n voorreg om 'n pa te kan wees, amen, nie maklik nie, nee, halleluja, dis nie maklik om 'n vader te wees nie. Dit is makliker om seker een te word, nee, maar dit is moeiliker om een te wees. Om 'n pa te wees, is nie grappies nie. Hallo, wat sê hulle ons altyd, nee? Hulle sê oud word is nie vir sissies nie, maar om pa te wees glad nie vir sissies nie. Wie weet dit? Halleluja. Nou mense aanhou uithou. Ek weet ons pa's is nie altyd manne van baie woorde nie. Ons is nie geleer om te praat nie. Jy weet ons is mos cowboys don't cry. Jy weet sluk jou trane. Jy's 'n man. Jy kan nie huil nie. Jy moet daar wees daar. En ons moet taai wees en taf wees en dan steek ons al hierdie goed weg. So pa, dis 'n man wat 'n traan voor God kan stort. Jesus het geween, die koning van konings. Die ene wat sy organe ontbloot het aan die kruis, so glo van my, Jesus was nie net 'n sagte persoon of 'n sagte man, hy sy hart en wese was hy 'n man gewees, een wat die pad gestap het, en een wat selfs geween het, mense uit hart uit, want hy het 'n hart vir die mens gehad, hart vir ek en jou gehad. En dis waaroor ons oor vaderhart vandag gaan praat, mense, want somehow tussen groot word en taaf wees, dink ons moet ons hart, 'n vader moet sy hart verloor in die proses. Net ma is die saggies een en ma is die emosie een en pa's mag jy huil nie, pa's is taaf, hy mag nie, hy moet altyd in beheer wees. En Vader het dit nooit so bestem, dat die manne net so in beheer die hele tyd. God moet in beheer van ons lewens wees. Nie ons as ons manne wat weet ons kan alles doen en nog meer sulke dinge by mekaar sit die mense. Dis aanhou vashou mense, dis dit daar ooit 'n tyd was waar ons moet vashou, is dit nou. Nou vir my, ons hardloop so 10 jaar, ek en Lise, en ek dink hierdie is ons 7de komrits. En ek het net weer op hierdie een gesien, jy weet, partykeer in die begin, dan dink jy by jouself, in die oggend as jy daar staan, dat ons het baie challenges gehad, en operasie gehad, en dan dink jy, hoe gaan ek hierdie op 586 kilo's deurgaan, en ek weet op 'n stadium hier op 30, ons het 'n verskriklike moeilike eerste 30 kilo's gehad, uit Durban uit, want ons het opdraande, ek weet op 30 kilo's, het Lise ook al amper in drane, sê al klaar, jy weet nie, gaan ons dit vandag doen nie, en dan kom jy op 40 kilo's, en dan kom jy op Changa, en as jy op 43, 44 kilo's, en dan kom jy daar af by Polly, en dan is jy hier so op 78 kilo's, en jy woon op 80, jy weet, as Lise in trane, sê jy van nie, dis 'n paar kilo's, en dan voel jy vir jouself net, ek weet nie of ek dit nou mee gaan maak, en dan kry jy ergens krag vandaan, en dis iets wat hardloop my geleer het in die lewe, mense, dis unbelievable om het eintlik, jy het dit al in jou lewe, daar gaan jy het herken as ek nou sê, dat jy baie keer al gedink het, dat hoe gaan ek môre maak, hoe gaan ek deur hierdie week kom, ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie dag kom nie, en as jy jou oë uitvee, het jy ergens dit vanaf gekry, en dan is die dag verby, of die challenge is verby, wie van u was al voor 'n challenge, waar jy vir jouself sê, as God my nie help nie, weet ek nie hoe kom ek hier uit nie, wie was al daar? Nou daar het ek al geleer in die hardloop, dat in 1 kilometer kan jy voel die wiele is af, spaarwiel is weg, pap verby, ek soek lêplek. En binne 2 kilometer, dan voel jy, ek het gerecharge, nou voel ek weer, kan weer ver gaan. Nou so in die lewe moet u verstaan, dis toetse, waar jy baie keer voel, ek as pa wil opgee en ek weet nie, ek kan nie meer al hierdie balle in die lug hou nie, jong. Jesus, ek weet nie meer wat vir my vrou en my kinders dalk te sê nie. Ek weet nie, hoe gaan ek hierdie challenge vat nie. Ek wil nie eers hierdie met my vrou deel nie, want I haven't got answers. Ek dra hom liewer self 3 uur môreoggend, of 4 uur môreoggend, of op my pad werk toe, of ek dissipeer sommer net en ry tot die petrol klaar is. Die petrol raak nou goedkoper, ons gaan alweer verder kom, so jy gaan verder van die huis al wegkom, maar of jy jouself, sorry julle, ekskuus vir my stem en alles, ek is nie heeltemal lekker myself nie,
Maar ja, loof die Here. Ek weet vir 'n vaderhart wil ek vandag praat dat u nie moet opgee, nie moet hou, vashou. As ek vandag vir u kan sê, opnuut het ek net weer die skepping van die Here gesien vandag al by die see. Ons het eers Vrydag teruggekom, so ons het sommer die tyd bietjie gebruik al by die rotse en bietjie 'n visie of 2 gevang en ons het bietjie net die natuur van God geniet en enjoy. En ek wil net terugkom na die hart van die Vader toe. En dit is vir my wonderlik om te weet dat alles verander van die hart van Vader af. Dit is hoe dit met ek en u, dit is hoe ons gered is. Dit was God wat sy hart moes swaai teenoor die mens. En wat op 'n stadium het God spyt gehad uit die mens gemaak. En toe het Moses selfs vir Vader gesê, "Jesus Vader, nee man, halleluja, so in my eie woorde, jong, kom aan, have mercy, hierdie mense is u skepping, dis u mense." En dankie tog dat Vader in sy hart nog steeds weer gedraai het. En nadat hy spyt was uit die mens gemaak met sonde. Dis erg. Mag dit wees dat Vader was spyt uit die mens gemaak met al die sondes en tekortkominge, maar tog het hy gevind die plan om weer Jesus te stuur in sy volheid. Die groot vraag, die groot dinamika wat u nie vandag moet vergeet nie, dat die redding van mens het nie in die hand van die mens gekom nie. Dit het in die hand van die Vader gekom. Dit was nie die mens wat sy hart na God toe gedraai het, wat die verandering gebring het nie. Dit was God wat sy hart na die mens toe gedraai het, nadat God eintlik die een is wat moes wegstap. Is eintlik die mens wat geswaai het, dis die mens wat negatief was, dis die mens wat sonde gedoen het, dis die mens wat weggestap het, maar God draai sy hart eerste na die mens toe. En dit is in die skepingsgedeelte, heel in die begin, toe God nou besluit het, die saligheidsplan gaan uit. Maar Maleagi 4 vers 5 tot 6, ek het gou vir baie vra om vir my daar op te sit gou daar so bo. Hy sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En kyk wat sê vers 6 vir ons. Hy sê vir ons, en hy sal die hart van die vaders, kyk gou, nie van die kinders nie, die hart van die vaders. Wie? Hier's 'n groot boodskap in wie eerste gestel was. Nie eers die kinders swaai na Vader, eers Vader na die kinders toe. Kyk al. Hy sê hy sal die hart van die vaders, so God sal ek in jou se hart, die Vaderhart, daai hart sal hy terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders. So die eerste dinamika is dat die Vaderhart is die belangrikste swaai wat moet plaasvind. Reg in die begin, ek praat net gou weer wat ek nou net gedeel het, was die redding en die redding van die mensdom, van ek en u, van ons, van 'n saligheid, van ewige lewe, was omdat Vader se hart teruggedraai het na die mens toe. Nou net voor die groot gedagtedag van die Here sal kom, hy sê, gaan hy die Elia gestuur het hy die hart van die vaders teruggebring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met banvloek te tref nie. So die hoop wat ek en u vandag het, kom on kerk van die Here, is dat Vader besig is, in my hart glo ek, voor die groot gedagtedag, dat hy die hart van die vaders gaan aanraak, en dat hy die hart van die vaders na die kinders toe gaan swaai. En nou weet ek die mense gaan vir ons sê, ons sit met 'n land in Suid-Afrika, met baie kinders wat op straat rondloop, met baie kinders wat nie weet wie se hulle pa en ma nie, met baie kinders wat nie versorg is nie. Daar's duisende, dit kan seker miljoene wees op ons, dink is seker miljoene, ek het nou nie statistieke nie, moet my nie daarvoor vat nie, waar daar baie wat disappear, wat nie weet waar hulle is nie, kinders wat baie vroeg in hulle lewe al sterf op straat, wat nie eers weet wie hulle ma of pa is nie, en ons, dis 'n daaglikse ding, nie net hier nie, maar reg oor Afrika, reg oor die wêreld, is dit 'n tendens wat baie keer plaasvind, en ons is eerste keer om te sê baie kere, hoe tragies dit is, dat die paas of die maas of die ouers, dat nou nie daar is om te kan doen nie, maar ons besef ook dat dit is moeilike tye. Ons besef ook as mens is ons feilbaar. Ons judge nie, ons oordeel nie, want ons weet ons as mens kan foute maak. Ons is gedesign om foute te maak. Kom aan, as jy nie 'n fout maak, as jy foutloos is, word jy nie op hierdie aarde nie. Dit beteken jy haal nie asem nie. Beteken jy is nie 'n mens nie. So vandag hier waar ek verstaan, baie keer dink die pastore moet perfek wees. Ons is baie naby, maar nie perfek nie. Nee, ek lieg. As ek nie vir God se genade is nie, wat het ek? Ek het net elke dag oomblik mense, ek fouteer elke dag net in my denke, in my ongeloof partykeer voor die Here,
Moet ek baie keer sê, Here, vergewe vir my, kom aan, as jy by my, halleluja. Wie kan vir jouself sê, Here, dankie dat U vir altyd en altyd my uitred en my vashou en by mekaar hou. Nou, ek wil vandag gou praat oor 'n vaderhart, want ons baie vaders in die Bybel, maar ek wil 'n voorbeeld gebruik vandag wat in Job 1 vers 5, want ek wil Job as 'n pa gebruik wat baie tragiese dinge deur, want sy kinders in die dood afgegee het, wat sy vrou verloor het, sy besittings verloor het. Ek meen as ons nou praat van Job, maar voor al hierdie dinge gebeur het, was dit belangrik om te sien dat hoekom kon Job al hierdie dinge deurgaan tot op die ashoop en nog steeds God loof en prys vir alles in sy lewe. Want jy weet, baie kere kom ons dat ons baie keer voel dat hy's geseënd en alles gebeur great met hom en dis hoekom hy 'n goeie pa kan wees. 'n Goeie pa of 'n uitstekende pa as ek kan stel, se wortel van dit begin in die punt van sy hart. Wanneer jou hart reg is dit al die ander dinge gaan in lyn loop. Dis nie my bankrekening moet reg wees of my verantwoordelikheid moet reg wees of my studies moet reg wees. Ek het 'n graad, so ek het 'n goeie werk en ek het geld en ek kan vir 70 kinders sorg, so baie geld het ek. Halleluja. Nee, waar begin die bron van 'n pa wat deur moeilike tye, deur 'n tyd soos hierdie, vadersfigure wat in hierdie tyd van ons land, ons wêreld, ons politieke situasie, is 'n pa se hart seker die mees belangrikste wat 'n nasie kan swaai, wat 'n huisgesin kan swaai, wat oorlewing kan losmaak, is 'n pa se hart. En daai hart het ek gaan sien in 'n Job. En ek gaan graag vir u dit lees in Job 1 vers 5. Hy het hom vir my opgesit. Baie dankie man. Hy sê elke keer as die dae van die maaltye om was, dis nou Job hierdie, né? Het Job gestuur en hulle geheilig. Dis nou 'n pa vir sy kinders. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elke een van hulle. Kyk gou, jy weet nou nie net verloor nie, wat gebeur? As hulle nou geparty het, hulle het nou lekker, hulle het gebraai, hulle het gekuier, hulle het vriende oorgehad, dan weet Job, jong, hierdie klomp kinders van hom, ja, ek het nie oë agter my kop nie. Ek weet alles, maar hulle het ergens aangejaag. Wie weet nie, baie kere gesê, ek weet toe ons jonk was, toe ons ek laities was, Jesus, hulle het ons pak slaag gegee, nee. Hulle gee jou sommer pak slaag vir wat jy volgende week gaan doen. Is dit nie so nie? As jy aan die hoofse kantoor by onderhoof, want dan gee jy 2 oue ekstra, wat hy weet, dan hoef hy jou nie môre in te roep nie, jy het sommer klaar jou skuld betaal. Nou, hulle het vir ons gevoeter, hoor. Vir my, ja, hulle het my gevoeter. Hulle het vir ons, my nie sleg gedoen nie, 'n goeie pak slaag, nou ek nog steeds doen 'n goeie ding. Maar in elk geval, het ons nou nie daar aangaan nie. Hy sê, elke dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, van elkeen van sy kinders. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God God in hulle hart geseën. Ja, so God het in hulle hart geseën. So wat het hy gedoen? Elke dag, so het hy altyd gedoen. Ek sê daar, ek weet nie, daai vertaling, so het hy, ja, ek sê nou, as die laaste gedeeltjie wat ek nie daar sien nie, maar gaan hom nou gaan hanteer. Baie dankie. Lees hom sommer in jou Bybel op vir my asseblief, moenie hom misloop, jy gaan lees hom sommer weer by die huis ook. So die laaste gedeelte, so het Job altyd gedoen. Nou so die laaste gedeelte, weet nie of hy op die tweede, daar is hy, dankie Barry, halleluja, ek wou sê daar korte gedeelte. So het hy altyd gedoen. So wat het Job gedoen? Elke keer as hulle geparty het en hulle bietjie gekuier, hulle bietjie gebraai, dan het hy gekom en dan het hy geoffer vir God. Nie net sommer algemene gesê, ag Here, ons skiet soos 'n haalgeweer sommer net en kyk wie skiet ons raakie. Hy sê vir elkeen van sy kinders genoem voor Vader, as hierdie enetjie dalk dit gedoen, hierdie enetjie dit gedoen, hierdie dit gedoen. En vir elke ene het Job na elke keer het hy geoffer vir hulle. Want dan het hy gesê, wat as hulle dalk gesondig het? Dalk, wat as ek kan nie die seën van God oor my huis loslaat nie. Ek sien hierin die hart van 'n vader. Want onthou, daar is vleis, daar is kos. Job kon in dit voorsien, help my gou. Job was die rykste man in die ooste gewees. Die hele ooste. Voor hy alles verloor het. Daarna het God hom dubbel meer gegee as wat hy gehad het toe hy die rykste was. So Job was 'n man van dissipline. Job was 'n man wat gesorg het vir sy huisgesin. Job was 'n man wat vir sy 7 kinders kon kos gee en hy het dit op die tafel gehad. Want hy was die rykste in die hele ooste gewees. Maar die grootste dinamika wat Job in sy hart gehad het, hy het 'n hart gehad vir die toestand van sy kinders se hart.
Oh, come on. Jy sien, ons sê altyd, maar paas moet staan vir hulle kinders en maas moet staan vir hulle kinders. Hulle moet vir hulle sorg, hulle moet vir hulle kos gee, hulle moet vir hulle dak oor 'n kop gee. Weet jy wat is die mees belangrikste wat 'n vader hart moet hê? Hy moet 'n hart hê wat wonder hoe gaan dit met sy kind se hart. Want daar lê die toekoms. Daar lê die toekoms. Jy sien, eet is tydelik. Klere dra is tydelik. Asemhaal op hierdie aarde is tydelik. Maar die toestand van jou hart is ewig. Jy sien 'n hart wat kwaliteit het, 'n vader wat kwaliteit het vir die toekoms, en 'n vader wat nie net kyk na môre, oormôre of volgende maand se paycheck nie, of volgende maand se inkomste of te kyk of ek nog meer inkomste kan hê nie, sal eerder 'n groter prys daarin sit. En net soos wat hy hier gedoen het, wanneer hy geoffer het, het hy vir elkeen van hulle geoffer, het hy gesê, ek gaan dit doen. Job het sy kinders lief gehad. Ek meen, in toepassing wil ek vandag, ek gaan 'n paar punte uit Job se hart uit noem. Hy het sy kinders lief gehad. Prakties, geestelik, fisies het hy vir hulle gegee. Ek weet in toepassing het hy vir sy kinders gebid, want dis wat 'n pa doen, hy bid vir sy kinders. Hy's lief vir sy kinders, hy voorsien vir hulle. Ek sê nie dat hy hulle afgeknou het of enigiets daar probeer doen het nie, hy het hulle in liefde bedien, hy het na hulle welstand gekyk, hulle was op sy erf gewees, hy het omgesien na alles wat saam met hulle was, sy kinders, en dit wat hulle deurgehad het. Dan sien ek, het Job ook natuurlik, in die tekste kan ek sien, het hy vroeg opgestaan om te gaan bid. Selfs wanneer hierdie dag nog gebeur het, hulle het geparty, wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het geoffer, wat het hy gedoen? Hy het gaan bid vir sy kinders, ingetree vir sy kinders. Pas, jy sê nie, jy is nou groot genoeg nie mense, ek dank die Here vir my ma, my pa, wat net tot bekering kon kom, hulle het saam my eintlik net na my tot bekering gekom, maar werk hulle hart vir die Here gegee. Ek het vir jare vir my ma en my pa gepreek. Hulle is albei huis toe, ek het hulle albei begrawe. Ek het Lise se ma en pa, my skoonpapa en mamma ook begrawe. So ek weet die toestand van my ma en my pa. Die laaste oomblik, my moedertjie was die laaste ene wat ons verlaat het. En ek weet die oomblik toe sy nie meer daar is, kon ek die dinamika van 'n gebede ervaar is nie meer met my nie. Mense, gebede wat jy nie sien nie, is baie keer die grootste krag in ek en jou se lewe. As jy 'n pa wat vir jou bid, het jy 'n quality. En 'n ma wat vir jou bid, het jy 'n quality wat hierdie wêreld nie in geld vir jou kan koop nie. Daai dinamika van 'n pa wat vir sy kinders intree. Pa's, dis nie ma se, ja ma ook, ma moet ook. Maar pa, Job, 'n man wat alles gehad het, die rykste in die hele ooste, wat geoffer het, nie die ma nie. Come on, help my. Wie het elke dag vir sy kinders geoffer? Die moeder of Job? Het is ironies om te sien toe die styk staai raak en alles is weg en Job sit op die asgat, het wie omgedraai? Toe sê vrou lief vir hom, kyk waar sit jy? En wat sê hy, waar jy is dwaas? Jy kan ook maar gaan, but I'll trust in God alone. Die Bybel sê vir ons in Openbaring 'n baie waar ding, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Mense, jy kan asemhaal op hierdie aarde, jy kan werk toe gaan, jy kan self suksesvol wees. Jy dink sonder God, maar jy kan nie sterwe sonder God nie. Die grootste tragedie in lewe is nie dood nie, maar is dood sonder Jesus Christus. En jy kan maar dogmatiese strukture probeer volg en oortuigingsbron probeer kry om jouself te oortuig. Wat as hulle my net 'n klomp nonsens vertel al die jare? Die kans is te groot wat jy vat is om te dobbel met die ewigheid. Bou 'n verhouding met die ewige Vader, die een wat sy seun Jesus gestuur het, sodat ek kan lewe. Sodat ek vandag kan sê, mense, ek lewe liewe hierdie jaar op aarde en sê, gee my hart vir God, want ek weet wat het Vader in my lewe gedoen toe ek 18 jaar oud was. Ek weet waar ek was. Ek weet wat ek gedoen het in die lewe. Ek weet hoeveel sondes het ek gedoen. Ek weet wat se toestand was my hart. Ek was reguit op pad ewig. Ek sou myself verongeluk het en in die ewige dood opgeëindig het. Toe Jesus Christus my pad kom, want daar was 'n Vader wat meer gedink het aan Bernie se welstand, meer in sy hart gedink het aan sy welstand. Want er was baie ander goeders wat goed in jou lewe was en waar jy kon deur wees. En ek sê vandag vir jou mense, jy kan liewerste in net genoeg straat bly, maar jy kan nie sonder God in jou lewe nie. Jy kan nie sonder daai verhouding met Vader in jou lewe nie.
Moenie dat omdraai omdat mense jou nog omkrap ook. Hoe kan jy toelaat dat 'n man of 'n vrou wat jou mislik hanteer, of selfs 'n pastor wat jou omkrap, of pastoor wat jou omkrap, en onthou die pastoor is maar net mense, hy gaan jou omkrap, hy's gedesign om jou te fail. As mens jou nie fail nie, gaan jy hom aanbid. Kan jy verstaan hoekom was dit dat man en vrou jou gaan val? As mens jou nog nie teleurgestel, hou styf as dit gaan. As jy nou gedink het, Jesus Barry, ek het nog nooit van jou verskil nie, dan gaan iets wees waarmee jy met my verskil. En ek gaan met jou verskil. En dalk was van julle al lekker kwaad vir my. Ek is daarom nog nie so lank hier vol nie, maar ek is al 22 jaar in Western Area. En dalk was my vrou wat my baie lief was ook al lekker vies vir my. Ons het al ons lekkerste stryds daar op 'n Kommerits gehad. Dan moet jy so erg nie. Daar ons is eintlik te moeg om te stry dan, so dit gaan eintlik gou verby. nog tyd om te kla nie. Te moeg om te mou nie. Hoe sê hy? As jy vir ons vra, gaan hy sê ek's te moeg om te kla. Arme geduldig. Weet julle van wie ek praat? Sorry julle. Ag, julle my was so opgebruik, nee, halleluja. Verderpend sê Job het vir elkeen van sy kinders afsonderlik ingetree. Paas, jy kan nie, jy weet, baie keer sê hy's net daai verlore seun. Ek weet die man wat die verlore seun toe hy weg is en hy terugkom en hoe die ou boet gemou het, maar hoekom kom klein boet? Jy weet daai hele gedeelte. Daar is ook 'n pa wat vir elkeen, hy sê, jy weet jy's by my, jy weet alles wat ek het is joune. Ons Boeta was dood, hy's terug, hy lewe. Slaggie vet gemaakte kalf. Mense, 'n pa, Job het vir elkeen van sy kinders. Hy het nie gesê, ag, Jesus, hierdie tweede en derde een, ek weet nie wie is die pa en die ma van die vierde een nie. Hy moes maar so laat staan, jy weet, ek weet nie, maar laat hom maar gaan. Nee, Job het vir elkeen, die stout een, die soet een, die gehoorsame een. Kom maar mense, help gou vir my. Wie is daar saam met my? Partykeer sê ons, ek weet die kinders word mos so groot, as hulle, hy is die een met die goue lepel. Hy is die favorite, hy is jou favorite. Come on mense, come on, as jy pa en ma is, you will know what I'm saying. Daar's nie sweet soos 'n favorite nie. My twee seuns, I love them, dik stukke. Hulle verskil wyd en suid. Ek kan amper nie glo dieselfde ma en pa nie, en dit is, halleluja. Maar ek wil sê, hoekom? Want hulle is uniek deur God se hand geskep. Halleluja, as jy by my. Partykeer sien ons selfs tweelinge wat wyd en suid is. Ek meen, Louis en Andre hier by ons in die kerk wat jy sien, hulle is 'n tweeling. En as jy sien hulle persoonlikhede, jy sien hoe hulle miskien lyk, jy kan sien as familietrekke, maar hulle is wyd en suid, maar hulle is 'n tweeling. Mense, maar weet jy wat? Job het vir elkeen 'n plekkie. Hy het vir elkeen gebid en vir elkeen ingetree. Pa waak teenoor. Moenie laat mense of goeders of selfs suksesse en ander goeds voel dat jy dalk een voor 'n ander een kan trek of ek bid vir een maar nie vir die ander een nie. Selfs die een wat jy dink jy dit nie nodig het dit dalk nog meer nodig. Kom aan, help my gou mense. Want onthou ons manne het natuur daai priesterskap ook in ons wat ons nie altyd sê hoe ons voel nie of wys hoe ons voel nie. En dalk dink jy daai een is okay. En jy dink daai een is well away. Dis dalk die een waarvoor jy eintlik meer, jy moet almal bid, elkeen bid, elkeen offer, elkeen insit. En dit is wat Job, dis die kwaliteit wat Job in die hart van Vader gehad. Want dit is hoekom hy hierdie kon doen. Hy het vir elke kind, vir elke een van hulle ingetree. Job het ingetree vir sondes wat hy nie eens gesien het van sy kinders nie. Hy het nie gaan probeer skelm uitsit om te sê ek moet uitvind, ek moet weet nie. Hy het onvoorwaardelik geoffer. Doesn't matter what. Ek wil net hê my seun, my kinders, my seuns, my dogter. Ek wil net hê hulle harte moet reg wees met God. Daarom het hy hulle geteach, hy het hulle geleer. Wanneer jy 'n fout gemaak het, kom ons offer, bring die offers. Kom aan. Jy het nie 'n keuse nie. Jy het fout gemaak. Ek wil nie eens weet wat dit is nie. Maar kom bely, sit neer, brand, ons gaan offer. Want ons kan nie in right standing with God wees nie. So Job het ingetree vir die sondes wat hy nie eens gesien nie. En die Bybel sê vir ons in sy laaste gedeelte, so het hy altyd gedoen. Wat beteken, en hierdie wil ek jou aanmoedig, paas asseblief, jy moet volhardend wees. Moenie dink as hy nou, ek het al seker tragiese verhale gehoor van seuns as hy 18 slaan, dan sy tas gepak as hy van die skool afkom, en sê, jy's nou klaar, jy's verby, ek sorg nie meer vir jou nie, jy kan gaan, jy het nou op jou eie, mense, en ek wil nie eens daarop ingaan nie, ek wil nie myself daarop uitdra nie, want vir my die beste hart van 'n vader
is een wat nie netwendig, want baie keer dink ons as ek kos gee en ek klere gee, dan het ek my deel gedoen. Dit is maklik om dit te doen. Dis die maklikste om dit te doen. Dis baie moeiliker om te sorg dat sy hart reg geleer is en dat sy hart reg is. Baas, dis belangrik dat ons manne en dogters van God groot maak. Harte wat aan God behoort. Sy maag kan liewer leeg wees, maar sy hart vol van God. Dan doen jy 'n baie beter job. Come on, help my gou. Ons dink baie keer, weet om iemand kos te gee en om 'n brood te gee. En baie keer, ek weer staf in hierdie tye ook. En ek weet baie keer, maar dis so 'n klein begin van dit wat God eintlik van 'n pa verwag. Jy weet, ons sê so maklik in ons nasies, ons sit nie paas nie, ons sit niks. My vrou is in die onderwys, ek meen Lisa is jare in die onderwys. En as jy sien die ouer betrokkenheid, en as jy sien sy baie keer of jy sê, maar daar's nie dissipline nie. Mense, ek haal my hoed vir die onderwysers. Weet, hier's onderwysers vandag ook. Ek haal my hoed af vir die onderwysers. Ek meen, daar's nie dissipline nie, daar's nie respek nie. Ek meen, my vrou is die onderhoof. Ek meen, ek ander laas jaar einde hoor hoe kind instap en op haar gil en skree en goed gooi en in haar kantoor voor haar. Jy weet, ek meen, waar sou ek en jy dit gewaag het vroeër as ek gesê het? Ek meen, as ek 'n pak slaap by die skool gekry het, ek het nie gewaag om by die huis te gaan vertel hulle het my gevoeter nie. Van 'n kry ek nog 'n pak slaap. En die onderwyser is reg, klaar. Daar was nie ding van die onie is jonge, môre is ek by daai skool. Nee, vandag is dit ons maak 'n generasie van sonder dissipline, sonder respek, sonder om te voel, mense, as jou hart reg is en jou hart staan reg, wat kan fout gaan? Want dan beteken jy gaan regte keuses, regte besluite en jy gaan 'n man van God wees, wat kinders gaan hê, wat dogters gaan hê, wat manne gaan hê, wat hulle gaan grootmaak op die waardes, wat Vader wil hê ons moet wees. Kan ek gou 'n amen kry in hierdie plek? Lyk of julle nie met my saamstem nie. As julle by my, halleluja. Kry julle koud, halleluja. Klap nou 'n bietjie hande, loof. Kry julle nou koud, loof die Here. So ek wil 'n amen kry. As jy by my, lyk of julle wil nie my saam. Ek is amper klaar. Ek is omtrent klaar. Ek wil net 'n paar lyne tussen God en Job se hart trek, wat net vir u wys dat Job het die hart van God gehad. En ek wil u as paas online hierso aanmoedig. Jong man, wat nog nie 'n paas nie. Dat jy hierdie kwaliteite vir jouself kan vat om te sê, ja, Vader, help my voor ek kinders het. En as ek kinders het, sodat ek vir soveel belang sal hê in die hart van my kind met God. Ver eerder as wat ek net kan sê, ek kan nie, dis amper een van die, weet, baie keer sê die mense, ek se kinders sê, ek kan weet, ek kan vir hom sorg, anders sal ek dit nie kan nie. Hy sit net nog die belangrikste punt by. Ek sal kinders hê wanneer ek weet, ek kan sy hart leer, wat Vader se hart. Dis amper meer belangrik. Want as jy dit het, gaan jy vir hom kos op die tafel kan sit. Want God gaan vir jou sorg. Ek wil so ver gaan. En dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan in my opinie, in my version. Weet julle hoekom was Job die rykste man in die hele ooste? Hy was 'n goeie besigheidsman. Hy het ryk geërf, dalk. Weet julle hoekom dink ek was Job die rykste in die hele ooste? Hy het die hart van Vader gehad vir sy kinders. En daarom het God seker gemaak, daar sal nie kos op die tafels kort wees nie. Daar sal nie klere kort wees nie. Daar sal nie sekuriteit kort wees nie. Want sy hart is in lyn met Vader. Ek meen toe die duiwel daar by God kom, jy weet, en kom oor Job. Jy sê die duiwel, ag, alle kom hy so vroom is omdat hy hom so seën. Wat God spog eintlik oor Job. Ek meen, en daarom wat God sê, jy kan alles van hom wegvat, jy mag nie sy lewe vat nie, maar jy kan alles wegvat. Because hoekom kan God dit met soveel vrymoedigheid sê? Because God kyk nie na in jou bankbalans, hy kyk nie na wat se kar jy ry, hy kyk nie na wat se kant jy jou kuif kam nie, hy kyk nie dat hoe vinnig jy kan hardloop en hoe goed rappie jy kan speel, hy kyk na jou hart. Ek herinner jy, hoekom het Dawid koning geword en nie sy ander broers nie? Want God kyk nie van buite nie. Wat sê hy vir Samuel? Ek kyk in die hart. Want daar lê die diepte van 'n koning. Is wat's hier.
dit wat die wêreld ons geleer het om weg te steek, is die grootste kwaliteit wat God 'n man gee, is jou hart. Ek trek hierdie lyn, Job tree in vir sy kinders, God tree in vir sy kinders. Toe die wêreld vergaan is en die wêreld in sonde gaan, die Johannes 3 vers 16, die Romeine 8:32, ek gaan nie alles lees nie, ek wil tyd spaar. God die Vader stuur sy seun, en hy tree in vir ek en jou. Deur sy lam Jesus Christus, elke dag by die Vader tree hy vir ons in met sy bloed by ek en jou. So het Job ingetree vir sy kinders. Job is bekommerd oor sy kinders se harte. So is God bekommerd oor ek en jou se harte elke dag. Want hy sê, bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word. God is bekommerd oor ek en jou se harte. Job staan vroeg op in die oggend om in te tree. God bewaak en voortdurend dag en nag. Al val daar 1000 hier en 10.000 dan nie, na jou toe sal dit nie kom nie. Hy beskerm my ingang en hy beskerm my uitgang. Kom aan, hy beskerm my, maak nie saak waar in die woestyn of ek in die oasis. God's protection, sy engele trek 'n laag om ek en jou, halleluja. Dis hoekom Job sy kinders beskerm het, want hy het die hart van Vader gehad, halleluja. Ek sê Job doen dit aanhoudend. God het ewig en ewig en ewig vir ek en jou sy liefde, Vader het sy liefde vir ek en jou bewys deur Jesus Christus wat in die kruis gesterf. Forever, Klaagliedere 3 vers 22 tot 23, kan jy 'n bietjie daar gaan lees, verduidelik dit. Job beskerm sy kinders deur gebed, vroeg in die oggend, elke dag deur God beskerm ek en jou deur sy teenwoordigheid. Ek is by jou, ek is saam met jou, ek is met jou. Come on mense, halleluja. Vyand kan nie raak aan ek en jou nie. As God jou beskerm mense, wat kan die vyand doen? Deur gebed beskerm. En ek wil vandag afsluit vandag Paas, dat daar een ding is wat die vyand vandag, en ek gaan werklik bid vir die Paas vandag, en ek gaan vra dat die Paas nou gaan staan, ek sal nou sê, en ek wil die online mense vir die Paas bid, en ek wil vir julle sê dat ons die werke van die vyand gaan teestaan, en ek wil vandag vir die Paas vandag 'n skrifgedeelte gee, wat ek wil jy moet by die huis gaan lees. Jy moet hom gaan mediteer in jou hart en in jou denke. Jy moet hom op jou foon gaan sit, gaan lees hom, want Spreuke 4 vers 23, maar kan jy hom dalk gou soek terwyl ek praat. Spreuke 4:23, behoort ons nie te lank te vat nie, as jy kan. Ek wil praat vandag dat as ek vandag kyk na in die begin van Vader se hart, wat na die mens toe Maleagi, voor die grote gedagte dig, sal die hart van die Vader sy toe draai. As ek sien dat Vader is die Vader van liefde in die hart, weet ons dat, hoe belangrik is die Vaderhart vir ons. In Spreuke 4, vers 23, is soveel wyse woorde. Mense, is daar in my as pa se hart, as 'n vader van 'n bediening, van 2 kerke, van 'n bediening wat ek al oor die 30 jaar voltyds in die bediening is. Soos ek sê, ek is 22 jaar, as ek kan sê, hierdie maand, Junie maand, in die bediening in Western Area gewees, en hier ook is ook al op 4 jaar, nee, dit is al so lank, ek dink is al op 4 jaar, die tyd is so vinnig verby gaan, voel soos gister, voel soos eergister, en wat alles al deurgegaan het ek meer as ooit, en ek het nou die dag dit getuig, en ek gaan nie nou weer daai getuienis noem nie, maar het ek meer en meer agtergekom, dat hoe meer ek 'n pa word, ek is nie net geestelik pa van baie oor die 30 jaar, wat tot bekering gekom het, en ouens wat ouer as ek is, wat ek geestelike vaderskap deur die jare baie gedra het nie, is daar een ding wat hy sê is, bewaak jou hart meer as alles. Sê gou saam met my, alles. Pa, hoor gou vir my, paas van die huise, priesters van die huis, paas, bewaak jou hart meer as alles. Sê gou saam met my, alles. Alles wat bewaar moet word. Wat sê ons? Moet word. So daar's baie goed wat bewaar moet word. Jou kinders, jou vrou, jou werk, alles moet, maar die grootste ding wat jy meer as alles moet bewaar, is jou hart. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Sien hoekom is Job die rykste man in die hele ooste? Want hy het sy hart meer bewaar as alles wat bewaar moes word. Want hieruit is die oorsprong van alle lewe.
Ag die paas wat die vrymoedigheid het, as die paas wat kan, stadig sal dit by. Maak gou almal julle oë toe. Online paas, jy kan ook sommer staan daar in jou sitkamer as jy in jou kar is, en dan moet jy nou nie staan nie, asseblief. As jy dalk net luister. Maar staan voor Vader. Maas, ek wil hê julle moet saam met my nou in gebed wees. Vir die online ouens wat dit na die tyd gaan kyk, mense, ek kan nie, ek in my hart voel ek net die swaarheid, die druk, die verwagtinge op hierdie manne se skouers. Ek is self 'n pa. Ek wil vandag vir sê, net soos in die bediening ook is, daar's finansiële druk, daar's mense, maar ek dink een van die grootste druk wat ek ervaar in die bediening deur die jare, en as pa is verwagtinge van mense. En as 'n pa, wil ek hier met vandag sien, daar's kinders, daar's vrouens, daar's werke, daar's 'n ekonomie, daar's 'n land wat soveel verwag van hierdie paas. En daarom weet ek, omdat Vader weet, omdat hy verwagtinge so groot is dit vir hom so belangrik, dat jou hart die hart van Vader se is. Dat hy hart van jou meer en warmer en voller sal klop vir Vader se hart as ever before in your life. En dat ek vandag vir u wil bid, dat is jou hart seer gekry het, en jy het jou hart amper verloor deur al hierdie stryd en jare en seer en vernederings, verwerpings, teleurstellings. Dalk deur 'n ekonomiese stelsel of 'n strategie van hierdie wêreld, of dalk deur 'n opgroeiproses, dalk deur 'n loopbaan of deur keuses, of dalk deur 'n failure wat jy in jou lewe gevoel het. Jou hart eintlik so verloor het dat jy voel jy kan net nie alles bymekaar hou nie. Wil ek vanmôre bid dat God nou sal kom, haleluja. En dat hy daai hart net sal kom aanraak met diepte, varsheid en nuutheid in die naam van Jesus Christus. Terwyl die musiek so gaan speel, gaan ek vra dat my seuns my sou gaan kom help solank Barry, julle kan solank vorentoe kom. Iemand kan jou help om daar te stop, maar ek gaan nou bid, en daarna as ons bid het, wil ek graag eens met 'n lied weer sing. Julle kan solank vir my reg kry. Vir julle wat nou in gebed is, wil ek vir hierdie paas bid, dat Here jou hart kom nuut gesond maak. Kom heel. Maas, kinders in hierdie plek. Seuns. Ag, jy kan jou hand sommer uitsteek na jou pa toe sy by jou is. Jy kan sommer sy hand ook vat, jy kan sommer jou hand op sy rug sit as jy wil. As hy nie vandag hier is nie, hy's dalk by die werk. Want dis wat hy doen, hy voorsien. Hy sou hier wou wees, maar hy's by die werk dalk, of hy's dalk nie wel by die huis nie, of hy werk dalk soos baie van die online mense, en my mans werk buiteland vir maande. Kom hulle in die huis toe, hy sit alleen ergens in 'n land wat nie eers sy taal praat nie. Wat hy sorg vir sy vrou en sy kinders, van hom moet geld wees, dan moet versorging wees. Maar wat is die toestand van sy hart waar hy nou daar is? Kom ons bid vandag, maas help my, kinders help my, jong mense help my. Kom ons bid vir die paas, bid vir die priesters. Jy moet vir my ook bid. Ek is ook 'n pa. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus. En ek wil hierdie paas op die skoot, tel ons op die skoot. En hou ons so styf vas, dat ons u hart kan oorklop. Genees ons hart weer soos 'n hart van u hart. Baie kere vir die baas, die uitbarstings, en dalk sê my, is net nie meer die man, wat gaan aan? En daai druk het daai hart verander met baie keer. Hy druk fout baie keer onder druk. En ek wil bid, Vader, dat U op hierdie Vadersdag harte so nuut kom aanraak. Dat U in hulle 'n heel hart en die hart van klip kom wegvat. En 'n hart van vlees en gees en lewe opnuut in hy borskas kom sit. In Jesus naam. Ek bid dat U vir hulle 'n hart sal gee. 'n Hart soos 'n Job. 'n Hart wat vir sy kinders ingetree het. 'n Hart wat 'n belang het van die toestand van sy kinders se harte. Sy vrou se hart.
sy familie. Ek dank U, Vader, dat ons U kan loof, kan eer en kan prys. U raak aan, U maak nuut, U maak heel in Jesus wonderlike en heilige naam. Amen. En amen.